As Jesus nog in die lewe was hier op aarde, in 'n liggaamlike gestalte, 'n mensgestalte, en hy sal vir jou sê, ek gaan vandag by jou aan huis kom. Wat gaan jy maak? Ewe skielik, weet ek nou presies, hier's 'n paar mense wat na mekaar kyk, heerlikheid, ek het nog nie daai skottelgoed gewas nie. O genade, daai bed is nie opgemaak nie. Maar as hy 2 dae terug vir jou gesê het, ek kom Sondag, ek het 'n afspraak met jou, ek gaan Sondag by jou aan huis wees. Wil ek vir jou sê, Saterdag was uitgesit om hy plek skoon te maak van die voordeur af, regdeur tot die agterdeur, elke liewe kamer, want moontlik kan Jesus dalk net instap in daai kamer. Want jy gaan nie die deure toemaak van kamers nie, jy gaan alles laat oopmaak. It must get air. It must get air. Daai huis moet nie stink nie, jy gaan die beste reukwerk daarop sit. Amen. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, daar was ook so 'n situasie in die woord van God. En ons gaan dit bespreek vanmôre, ons gaan dit sien vanmôre, maar ek wil nie hê dat jy dit net moet beskou, dis net in die Bybel wat dit gebeur nie, dit gebeur vandag nog, dat die Here het 'n afspraak met jou en met my, in hierdie plek. Hy het al reeds hier opgedag, hy het al reeds vanmôre met ons kom praat in hierdie plek. En ons moet sensitief wees. Maar wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie Jesus? Een van die mooiste gedeeltes in die woord van God is in Johannes 1 vers 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit klink soos Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2, sê hy, dat die aarde was woes en leeg, en duisternis was op hierdie aarde gewees. En die gees van die Here het oor die aarde gesweef. En dan vers 3 sê, en God het gesê, laat daar lig wees. Nou kyk wat sê Johannes 1 vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan. Deur wie ontstaan? Deur die woord ontstaan. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So wie sal saam met my glo, dat Jesus is die skepper van die heelal. Hy het alles geskape. Alle dinge het deur hom ontstaan. Wie is hierdie Jesus? Vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos van 'n enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Wil jy hierdie Jesus beter leer ken? Ons het hierdie hele April maand uitgesit, dat ons regtig, en hoor vir my mooi, dit is nie net vir April maand nie, maar omdat ons in hierdie Paasfees is, Paaskonferensie, by die Jesusfees is, wil ek jy dit moet opbou, hierdie hele maand, dat ons spesifiek moet praat oor Jesus. Ek wil hom beter leer ken. Ek wil hom nie net in die Bybel lees van hom nie. Ek wil nie net dink dit was net in die Bybelse tyd dat sekere dinge gebeur het. Ek wil vandag nog glo dat gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Dieselfde Jesus wat die blindes se oë laat oopmaak het, is dieselfde Jesus wat vandag nog blindes se oë kan oopmaak. Deur jou en my. Amen. Want ons is sy hand extended. Die werke wat ek gedoen het, Johannes 14:12 sê, sal julle ook doen en groter werke as dit. Wanneer? Wanneer ons glo. In wie? In Jesus, kind van die Here. So kom aan. Ek vertrou die Here meer as ooit van tevore. Daar's iets wat opbou in my binneste wat sê, die Here het nie verander nie, ons het verander. Die lewe het ons laat verander. Maar tyd dat ons meer in sy teenwoordigheid kan kom, sodat ons geloof begin hê, om te kan besef, die Here wil nog steeds vandag vir jou 'n wonderwerk doen. Glo jy dit, kerk? Nou wie is hierdie Jesus? Is jy gereed om uit te vind wie is hierdie Jesus? Reg deur die Bybel word hy gedemonstreer. In Genesis, en as jy jou selfoon by jou het,
neem gou dit af, want dit gaan vinnig wees. In Genesis is hy die saad van die vrou. In Exodus is hy die pasgalam. In Levitikus is hy ons hoofpriester. In Numeri is hy ons wolkkolom bedags en vuurkolom snags. In Deuteronomium is hy die profeet soos Moses. In Joshua is hy die kaptein van ons saligheid. In Rigters is hy ons wetgewer. In Rut is hy ons verlosser en verwante. In 1 en 2 Samuel is hy ons betroubare profeet. In Konings en Kronieke is hy ons heersende koning. In Esra is hy ons getroue skrifgeleerde. In Nehemia is hy die herbouwer van gebroke mure. In Ester is hy ons voorspraak. In Job is hy ons lewende verlosser. In Psalm is hy die Here ons herder, sodat ons niks kort kom nie. In Spreuke is hy ons wysheid. Halleluja! Wie is hier die Jesus? In Prediker is hy ons doel. In Hooglied is hy ons minnaar en bruidegom. In Jesaja is hy ons vredevors. In Jeremia en Klaaglieder is hy die wenende profeet. In Esegiel is hy die wonderlike viergesig man. In Daniel is hy die vierde man in die brandende vuuroond. In Hosea is hy die ewige man, vir altyd getrou met die afvallige. In Joel is hy die doper van die Heilige Gees. Wie is hier die Jesus? In Amos is hy ons lasdraer. In Obadja is hy ons verlosser. In Jona is hy die groot buitelandse sendeling. In Micha is hy die boodskapper met pragtige voete. In Nahum is hy ons wreker. In Habakuk is hy die evangelis wat vir herlewing pleit. In Sefanja is hy die Here magtig om te red. In Haggai is hy die hersteller van die verlore erfenis. Wil jy weet wie is hier die Jesus? In Sagaria is dit die fontein wat opborrel met ewige lewe. Halleluja. In Maleagi is dit die son van geregtigheid wat opkom met genesing in sy vleuels. Is hy net in die Ou Testament? Nooit. Want jy weet wie is hier die Jesus? In Matteus is hy die Messias. In Markus is hy die wonderwerker. In Lukas is hy die seun van die mens. In Johannes is hy die seun van God. In Handelinge is hy die Heilige Gees wat onder mense werk. In Romeine is hy die regverdigmaker. In 1 en 2 Korintiërs is hy die heiligmaker. In Efesiërs is hy Christus wat onafspeurlike rykdom. In Kolossense, laat ek aangaan. In Kolossense is hy die volheid van die godheid in die liggaamlike vorm. In Galasiërs is hy die verlosser van die vloek van die wet. In Filippense is hy die God wat in al ons behoeftes voorsien. Hey, kan ons die Here 'n klap of vergee in hierdie plek? Loof die Here! In 1 en 2 Tessalonisense is hy ons spoedig komende koning. In 1 en 2 Timoteus is hy die middelaar tussen God en mens. In Titus is hy die getroue herder. In Filemon is hy die vriend van die verdruktes. Wil jy vanmôre weet wie is hier die Jesus? Wil jy hom ken? Wil jy hom naby ken? Hey, kyk in Hebreërs is hy die bloed van die ewige verbond. In Jakobus is hy die Here wat die siekes gesond maak. In 1 en 2 Petrus is hy die hoofherder wat binnekort sal verskyn. In 1, 2 en 3 Johannes is hy liefde. In Judas is hy die Here wat kom met 10.000 van sy heiliges. In Openbaring is hy die koning van konings en die Here van Here. Oh, yes, yes, yes. Maar dit is nog nie al nie. Wil jy weet, wie is hier die Jesus? Hy is die een wat die beeste op duisende heuwels besit. Hy is die een wat die Rooi See geskei het. Hy is die een wat die kinders van Israel uit Egipte geneem het na die beloofde land. Hy is die een wat homself verneder het, na die aarde gekom het, die siekes gesond gemaak het, die dooies opgewek het, die malaatses gereinig het en die oë van die blindes geopen het en die water en wyn verander het. Wil jy weet vanmôre regtig wie hy is? Hy is die een wat 5000 gevoed het, op die water geloop het en die duiwels uitgedryf het. Hy is die een wat homself weer eens verneder het en gehoorsaam geword het tot die dood. Ja, die dood van die kruis. Hy is die een wat aan die kruis gesterf het. Hy die dood opgestaan en opgevaar na die regterhand van die Vader en vir ewig lewe om vir ons in te tree. Sê dankie Jesus. Dankie Here. Weet jy, hy tree vanmôre vir jou in. Hy weet waar jy gaan. Hy ken jou adres, hy ken jou naam, hy weet alles van jou. Niks kan van hom weggesteek word nie. Hy is Jesus. Jesus was God wat in die vlees geopenbaar is. Wil jy regtig weet wie is hier Jesus?
Hy is Jesus van Nasaret, die koning van die konings, die Here van die Here. Jesus het gesê, ek en die Vader is een. Hy het ook gesê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Jesus was God wat in die vlees geopenbaar is. Kyk die volgende. Jesus is Abel se offer en Noag se reënboog. Hy is Abraham se ram, Isak se put. Hy is Jakob se leer en Esegiel se las. Hy is Judas se scepter, Moses se staf. Lees dit kerk. Hy is Dawid se slingervel, Hizkia se sonwyser. Hy is die hoof van die kerk en die een wat uit die dood opgestaan het. Hy is die man vir die weduwee en 'n vader vir die wese. Wie is hier die Jesus? Vir die wat snags reis, is hy die blinkmorgenster. Vir die in die eensame vallei is hy die lelie van die vallei, die roos van Saron, die heuning in die rots, die brood van die lewe. Hy is die parel van groot waarde, die rots in 'n dorland. Hy is die raadgewer, die ewige Vader en die regering rus op sy skouers. Hy is Petrus se skaduwee in Johannes se parelstad. Wie is hier Jesus? Hy is Jesus van Nasaret, die seun van die lewendige God. Amen. En ek wil hom ken. Ek wil nie net weet van hom nie. Ek wil nie net weet van sy wonders nie. Ek wil hom persoonlik ken. Ek wil 'n persoonlike verhouding met hom hê. Ek wil so 'n verhouding hê soos wat hy gedoen het met Saggeus. En daarom wil ek vir jou lees vanmôre uit Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10. En miskien sê jy, ek het al duisende preke gehoor oor Saggeus. Jy het nog nie so 'n preek gehoor oor Saggeus nie. Want elke keer is sy woord nuut. Elke keer is sy woord vars. Dis soos vars brood wat nou net uit die oond uitgekom het. Jy kan 1000 keer hoor oor 'n sekere gedeelte. Ek sê vir jou, dis nooit gemifte ou brood nie. Iemand sê vir ons, hulle is op vakansie en hulle maak brood. 'n sekere plek hier op in Afrika. Dan maak hulle hom toe met 'n netjie. Volgende dag dan staan hy brood met so opgekrul. Dis al droë brood, maar dit word nog vir jou voorsien. In die evangelie van Christus Jesus kan jy nooit droë brood kry nie. Dis vars uit die oond. Daai reuk is onbeskryflik lekker. En veral as jy regtig nie margarine. O Here, help ons. Margarine is plastiek, dis plastiek. Egte botter. As jy hom so dik opsmeer, nog voor jy hom kan byt dat jou tandmerke daarop is, moet hy alreeds in daai brood ingesmelt wees, so warm en so vars moet hy wees. So is die woord vanmôre aan hierdie plek. Sê amen. En ek gaan elke gedeelte met jou gou deurgaan. En dis die preek wat ek gaan bring vanmôre. Hy sê, hy het in Jerigo gekom en daardeur gegaan. Nou Jerigo, weet ons in Josua 2, dis die plek waar die mure in mekaar geval het, toe die volk 7 maal om die plek getrek het. Maar in die tyd van Jesus was Jerigo so Sandton in Suid-Afrika. Al die vermoënde mense het in Jerigo gebly. Al die prominente mense het in Jerigo gebly. Jerigo was die besigheidshub van Israel gewees. So hy het deurgegaan, hy het tot by die ryk plek ingegaan, nie net altyd by die arm plek, ook by die ryk plek gegaan, want hy het iemand se naam in gedagte gehad. Hy het iemand in gedagte gehad. Die Here het jou vandag in gedagte. Glo jy dit? Maak nie saak waar jy vandaan kom, hy het jou in gedagte vanmôre in hierdie plek. En daar was 'n man met die naam van Saggeus. Weet jy wat beteken Saggeus? Hoor nou mooi. Saggeus beteken rein en onskuldig. Beteken regverdig. Goeie genade. Maar 'n paar van Saggeus sal na Saggeus kyk. Wat hy nou is verragtig nie onskuldig of rein of regverdig nie. Die Here weet, ek weet nie waar het ons hom gekry nie. Amen. Nou gaan hy verder. Dan sê hy, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man.
Hy was nie net 'n tollenaar nie, hy was die hoof van die tollenaars. In die hele Israel was daar net 3 wat die hoofde was van die tollenaars, en Saggeus was een van hulle. En hy was so ryk, hoe het hy ryk geword? Al die tollenaars was ryk, maar hy was behoorlik ryk geweest, want hy is die hoof van die tollenaars geweest. En is nie naby, partykeer voel jy soos, as jy kyk na hierdie tollenaars, dan kyk jy na SARS. Weet jy wat maak daai tollenaars? Hoe het hulle geld bekom? As hulle moes R1000 belasting moes vra, het hulle R3000 gevra. Die ander 2000 het hulle gepokke, dis kom hulle mansions gehad het. Hulle het mansions gehad, hulle was skatryk. En dink jy die mense was lief vir hulle geweest? Hulle het hulle gehaat, man. Hulle het hulle gehaat. Hierdie ou was die hoof van die rowers. Hulle het hulle rowers genoem, skelms. Hulle was slegter as sleg. Hulle was gehaat gewees. As 'n ou met 'n nuwe wa kom, daar is ewe skielik nuwe wa belasting. Belasting. As 'n ou met nuwe sandale kom, belasting. As 'n ou met sy bokke kom, belasting. Hoeveel bokke het jy? As 'n ou met skaap, verstaan jy? En as hulle geweier het om te betaal, was hulle besigheid weg. Was hulle huise weg? Was hulle families in die tronk gegooi? Was hulle selfs doodgemaak? As hulle geweier het om te betaal, het hierdie tollenaars die reg gehad om die Romeinse soldate na hulle huis toe te stuur en te sê, pay up. Dis tyd om te betaal, anders sal jy moeilikheid hê. So verstaan jy dat die mense het hulle gehaat. En Saggeus was een van daai ouens wat totaal gehaat was. Hy was eintlik al gespot van kleintyd af. Weet jy hoekom? Daar staan het geskryf, hoor nou. Hy was 'n klein van persoon en hy het probeer hierdie Saggeus, hierdie skelm, hierdie rower, hierdie hoofbaas van die rowerbende, hy wou Jesus sien, wie hy was. Maar van wie die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Wie weet wie is Danny DeVito? Daai klein, vet, ronde akteertjie. As ek my arm so maak, dan pas hy net mooi onder my arm. So klein was Danny DeVito. Nou Saggeus was seker so klein geweest. Kort van gestalte. Ek dink as pastoor Eddie voor hom staan, ek sla my oë op na die berge. So dink net, hy het al van kleintyd af was hy gespot geweest oor sy gestalte. So buiten dat hy klein was van gestalte, was hy nog 'n tollenaar ook geweest. En toe kry hy bevordering, hy raak die hoof van die tollenaars. 'n gehate verstoteling. Hy het verwerping al van kleintyd beleef. Maar hierdie ou wat verwerping beleef het, sê ek wil Jesus sien. En toe hierdie skare bymekaar kom om Jesus te sien, kon hy nie Jesus sien nie, want hy's te klein. Hulle verdring Jesus. Hy het geweet, hierdie man is die een wat werklik my aanraak, wat my gaan verander, wat ek wil hom sien. Ek het soveel van hom gehoor. Ek wil hom sien, want ek is eensaam en alleen. Al my rykdom, al my skatte, al my mansions, want hy het nie net in Jericho 'n mansion gehad nie. Hy het ook 'n strandhuis gehad. Hy het ook by baie dorpe en baie stede het hy eiendom gehad. Hy was skatryk, maar hy was eensaam. Hy was so eensaam, hy het so aan verwerping gelei, en hy het geweet, hierdie Jesus kan my lewe verander. Hierdie Jesus kan my regtig verander. En nou hoor wat sê hy sê, en hy het vooruit gehardloop, toe hy nie kan Jesus sien, hier almal verdring Jesus. Hy kan nie. Kan hom nie sien nie. Maar ek wil hom sien, en ek gaan hom sien. En hy hardloop voor die skare uit.
En hy hardloop na 'n willevyeboom toe. Hoekom 'n willevyeboom? Want 'n willevyeboom het sulke laag hangende takke. Hy kon lekker in hy boom opklim met sy klein gestalte. En raai wie was saam met hom in hy boom gewees? Kinders. Wat ook so klein is soos hy, wat ook nie Jesus kon sien nie, wat ook Jesus wou sien. So hier sit die ryk man, saam met die kinders, in die boom. Dit maak nie sin nie. Hierdie gehate ou, hierdie skatryk ou, hierdie vermoënde ou, sit saam met die kinders, in 'n willevyboom, hopelik om Jesus te sien. Het jy vanmôre ook daardie absolute drang en begeerte, ek wil Jesus sien. Ek wil hom sien. Ek is so begeerte gehad. En die Here het vir my dit toegelaat. Ek het 'n begeerte gehad om te sê, Here, ek wens ek kon een van u disippels gewees het. Om net te beleef het wat hulle beleef het. Want die boeke van hierdie wêreld kan nie opskryf van alles wat Jesus gedoen het nie. Ons sien 'n deeltjie van dit wat Jesus op aarde gedoen het. En ewe skielik, toe kry ek 'n gesig. Ek het julle al vertel. Van in die gesig sien ek hoe ek saam met die disippels om die vuur lê en slaap. En die volgende oomblik kom Jesus ingestap. En hy kom kniel by my. En hy ruk aan my. En toe ek opkyk, toe kyk ek in sy gesig in. En ek sien hoe hy sê met sy mond, sê hy vir my, kom saam met my. Want ek wou so graag wou ervaar hoe Jesus gebid het. Hoe het hy met Jesus gepraat? Hoe het hy hoe het Jesus met God die Vader gepraat? Hoe het hy met hom gekommunikeer? En hy sê, kom saam met my. En ek staan op en ek stap saam met hom. En ons stap teen hierdie bult op. En ons kom by 'n plekkie waar hy regs draai en hy gaan kniel. En daar waar hy kniel, kyk hy so oor die see van Galilea en ek sien dit. En die volgende oomblik lig hy sy hande so op en hy sê, my Vader. En die volgende oomblik, toe gaan die hele toekoms so vir my oop. So amper soos hierdie wetenskaplike film, so sien ek tot binne in die toekoms, sien ek langs Jesus. En ek is uit daai gesig uit. Ek het Jesus gesien. Ek het Jesus gesien, omdat ek daai begeerte gehad het, Here, ek wil graag weet, hoe is u verhouding met die Vader? Hoe het u gebid? Hoe het u gepraat met hom? Die oomblik toe hy sê, my Vader in die hemel, toe gaan hy gesig in die toekoms in. Kind van die Here, God wil daardie persoonlike verhouding, daai naby verhouding, wil hy met elkeen in hierdie plek hê. Saggeus het 'n begeerte gehad, ek wil nie meer eensaam en alleen wees nie. Ek wil nie meer hierdie leegheid in my binneste ervaar nie. Ek wil nie meer voel soos 'n rower en soos 'n skelm in hierdie lewe nie. Ek het Jesus nodig en hy het vooruit gehardloop. Omdat hy hom kon sien, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verby gegaan het. En ons het die voorreg gehad om 'n paar keer met die bus toe ons in Israel was, het ons die voorreg gehad om juist by daai boom te kon gestaan, wat hulle beweer, dit is die boom waarin Saggeus geklim het. Of het so is of nie, ons was in Jerigo gewees, en dan was 'n willevyeboom, en ek weet nie of dit daai willevyeboom was nie. Jy kan dit nie nou doen nie, want Jerigo behoort aan die Palestynë. So die groepe wat nou daar gaan dit nie sien nie. Maar ek het daai boom gesien. Hy het die begeerte gehad om Jesus te sien. En kyk wat doen Jesus. Sê die volgende. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, jou tollenaar, jou skelm, jou rower. Nee, wat sê hy? Saggeus. As ek Saggeus was, het ek uit daai boom uitgevoeter. Ek sou dit nie kon glo, hoe ken hy my naam nie? Hy het in Jerigo ingegaan met sy naam in sy gedagtes. Ek gaan vandag Saggeus gaan ek sien. Omdat hy sy begeerte opgetel het. En hy kyk hom in sy oë en hy sê vir hom, Saggeus, mag gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hey, dink jy het gesê, Here, my skottelgoed is nie gewas nie, Here.
O Here, ek het al my diensknegte afgegee. Wat sê hy? Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Ag, jete, en kyk nou die volgende skrifgedeelte. En toe almal dit sien, het hulle gememoreer en gesê, hy, Jesus, het by 'n sondige man tuis gegaan. En jy kan verseker wees, wie is daai ouetjies wat dit aangeblaas het? Dit was die Fariseërs en die Sadduseërs, and sad to see, the Pharisees and the Sadducees and the Sadducees and couldn't see and wouldn't see. Hulle was deel van daai mop wat die ouens aangeblaas het. Kyk nou gaan hy by 'n sondaar. Kan hy nou nie eerder maar by hy huis gekom het nie, nou by hierdie gruwelooslike hoofbende van die rowers. Maar Jesus het hom geken. Jesus het sy naam geken. En weet jy wat so fantasties is? Tussen vers 7 en vers 8 het iets gebeur. Weet jy wat het gebeur? Terwyl Jesus in sy mansion ingekom het, en het die beste voorgelê vir Jesus, beste voorgesit. Daai aandete was die beste, man, die beste. Terwyl Jesus daar gesit en eet het, kyk hy vir Saggeus in die oë, nie met veroordeling, nie maar met liefde, en sê, Saggeus, jy kan nie die ouens so beroof nie. Jy kan nie so maak nie. Jy mag nie so maak nie. Jesus het nie sonde geduld nie. Hy is 'n genadige God. Hy's lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde. En terwyl hy daar met hom geëet het, het hy met hom gedeel oor alles. Die mense se norme is om skelm te wees. Die tollenaar se norme is om skelm te wees. En baie keer voel jy soos daaroor oor SARS. Ek weet nie of dit 'n April Fool is nie, maar ek hoor hulle vra tot nou belasting op hekmotors. Elke keer wat daai hekmotor oop en toe gaan, is dit belasting. So ek dink is seker April Fool gewees, want ek kan verragtig nie glo dit kan die waarheid wees nie. Kan nie die waarheid wees nie. Ek weet die land het geld nodig, maar wragtig op hekmotors belasting te betaal. Dit moet 'n April Fool wees. Ek en daai pastoor van Sydney het daaroor gesit en gewoon. Ek sê vir hulle, man, dit is 'n April Fool, dit moet wees. Ek kan nie glo dat SARS so ver wil gaan nie. Maar by die tollenaars kon jy dit geglo het. En Jesus sê vir hom, Saggeus, jy gaan nie belasting betaal op hekmotors nie, hoor, jy gaan dit nie opsit nie, hoor jy vir my, Saggeus. Wil jy weet wat het gebeur in vers 8? Is jy reg? Kyk gou. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here. Ewe skielik was hy nie net Here daar nie, maar hy's Here nou in my lewe. Iets het gebeur. Die Here het in sy hart kom inskom. Hy het nie net in sy huis ingegaan nie, maar hy het in elke kamer van sy hart kom woon. Amen. En hy maak hierdie uitspraak, hy sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Hy was 'n multimiljonair en in een oomblik vat hy daai hele rykdom van hom en hy gee dit alles weg. Hy sê, Here, ek gee alles weg. Hy het hom met blydskap ontvang. Net 'n hoofstuk voor dit, in Lukas 18, kom Jesus by die ryk jongman. En hy doen alles reg. Die Here gee hom die 10 gebooie. Hy sê, Here, ek doen aan alles. Die Here sê, vat jou rykdom en gee dit weg. En wat sê die woord van die Here? Hy het weggegaan van die Here af, bedroef. Saggeus het na die Here toe gaan met blydskap. Hy het hom met blydskap ontvang. Die rykdom van die ryk jongman het hom besit. Maar een oomblik het die rykdom van Jesus Christus Saggeus besit, dat hy sê, hierdie rykdom van die aarde kan nie opgeweeg word met die rykdom van Jesus nie, en hy gee alles weg. Hy gee alles weg. Weet jy dat die geskiedenis beweer dat hy het pastoor geword in Caesarea?
Hy het tot sy werk verlaat en gesê, Here, ek volg U. Maak nie saak of ek van droë brood moet lewe nie. Here, ek gaan U volg al die dae van my lewe. Is dit nie wonderlik nie? En dan sê die Here volgende, toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding in hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Is dit nie wonderlik nie? Hy het 3 dinge gedoen. Die Here verwag 3 dinge van jou en van my. Ons leer 3 dinge uit hierdie gedeelte uit. En die eerste ding wat ons leer is, reageer vinnig. As die Here vandag 'n afspraak met jou wil maak, reageer vinnig. Moenie procrastinate nie. Moenie wag nie. Moenie dit eers uittoets nie. Reageer onmiddellik op die stem van die Here. Tweede ding is, ontvang hom met blydskap. Die musiek kan vorentoe kom. Ontvang hom met blydskap. En dan die derde een is, bely met nederigheid. Hy het gesê, Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek hulle bedrieg het. Ek is jammer dat ek van hulle gesteel het. Ek is jammer dat ek hulle geroof het. Here, ek is jammer. Ek is jammer dat hierdie goeders tussen my en U staan. Here, ek bely in nederigheid. En in een oomblik het die Here in sy lewe ingegaan. Jesus. Kom ons buig ons hoofde. Maak vir een oomblik jou oë toe en sien hoe Jesus kom aanklop by jou huis. Hoor hy vir jou by jou naam noem en sê, vandag wil ek in jou huis, wil ek inkom. Hier is mense wat Jesus nodig het. Jou lewe val uit mekaar uit, jy het werklik Jesus nodig. En jy hoor hom vanmôre roep, jy hoor vanmôre die klop aan jou hartsteure. Hy klop en hy sê, as jy die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou 'n feesmaal kom hou. Hy sê in Johannes 10 vers 3, hy sê, my skape ken my stem, en hy sê, en ek noem hulle op hulle naam. En vanmôre noem hy jou op jou naam. Jy's nie 'n nommer nie. Jy's kosbaar vir die Here. Hy noem jou op jou naam. En vanmôre sê hy, ek wil saam met jou 'n feesmaal kom hou. Miskien is jy lank al, jy's eensaam, jy's alleen. Maar vanmôre is dit tyd om terug te kom Jesus toe.